Ek gaan vir ons bid, so dan gaan ons bietjie deur hierdie gedeelte net van. Here, baie dankie vir vanaand, dat ons weet, U is die God wat gesê het, U wil met U kerk, met U familie, met U volk in 'n lewende verhouding staan. Dankie ons almagtige Vader, dat U ons so lief het, dat U vir ons hierdie geleentheid bewerkstellig het. Here Jesus Christus, dankie dat U vir ons kom sterf het in hierdie geleentheid, om deel te wees van dit groot as onsself, deel te wees van 'n liggaam, deel te wees van 'n kerk, kan wees. Kan by mekaar kom sê, waarmee is ons besig, wat is vir ons belangrik, maak ons erns daarmee, en maak ons 'n verskil nie doen. O Heilige Gees, help ons om te besef, dat die drie enige God is vanaand die gas aan hierdie tafels, waar ons in hierdie geestelike woord gaan wandel, gevoed word daarmee, maar ook wanneer ons nou nog saam eet, dat daai voedsel ons liggame sterk maak en seën, sodat ons die arbeid nie wel kan voortsit. Maak ons vanaand besef, ons is onder U leiding volgens U wil, en alles gebeur tot eerverheerliking van U naam. Amen. Wanneer die woordwerk so, en dit is gewoonlik ook wil hê, jy as ouers ook om elke aand om die tafel moet sit, ons lees die teksgedeelte 2 keer deur, en dan vra jy daai aand, watter gedagte, watter woord, watter beeld staan vir jou uit? Ons sal baie keer verbaas wees hoe die Here iets op ons laat skryf. So 4 weke gelede, of 3 weke gelede, so Bybelstukkie, kan 4 weke wees, het ek regtig ernstig nagepos, ek het my werk gedoen in die Grieks, ek het daai stuk vir die Bybelstudie baie goed voorberei, en ek het gedog en ek het al die antwoorde. So ek het die Bybelstudie gedoen die Woensdagoggend hierso, ek het die Woensdag aan die Bybelstudie die volgende week gedoen, maar ek is toe na die ouer tyd, na die diensentrum toe, en ek het hom vir die diensentrum ook aangebied. En die tannies daar sê een tannie net vir ons klaar maak, sê sy wil graag iets sê. Sê ja tannie, en daar sê daai tannie 'n uitlating, wat my sommer net laat koud word het, want toe besef ek het nie alles voorberei. Daai tannie gee vir my 'n inset op die teks, wat ek heeltemal van 'n ander hoek gekyk. Sodra ons mense dink hierdie woord het ons volledig ken ons, dan beperk ons God. Want hierdie is die heilige woord van God. En God vat hierdie woord in vandag se tyd en praat met ons nog steeds vandag. So as ons gedink het ons het gearriveer, dan is ons op die verkeerde pad. En keer op keer staan jy net verbaas hoe God met jou praat. As ek so met my seun in die aand die Bybelstudies die stukkie so oor lees, dan sê ag pa, ek ken al hierdie stukkie uit my hart en dan sê ek okay, sê hom. Want dis wat na tyd gebeur. As ons dit so met ons kinders werk, dan begin hulle dit op hulle harte skryf. En dan kan dit na tyd hulle kop miskien sê. Want wanneer ons eendag in die moeilikheid kom, is die woord wat ons sê die lamp vir ons voete is. Dit wat ons aan vashou, dit nie nodig om die boek oop te maak jy ken dit. Dis dan ons besig om te slaag in ons doen. En dan begin God nog meer met ons praat, want die woorde begin deel van jou DNA word. So dis hoekom ons elke dag met ons kinders moet deurwerk en hoor wat sê hy. En jy sal verbaas wees hoe jou kinders jou vra om insig te gee wat jy nooit eens besef het. So ek gaan hom 2 keer deurlees, dan praat ons daar op die tafel. Wat sien julle? En dan kan ons 'n kans gee as daar 'n paar mense wat iets wat wil terugvoer. Die bekende gedeelte, toe daar gedurende daardie dag weer groot skare was en hulle niks gehad het om te eet nie, het Jesus die disippels nader geroep en vir hulle gesê: Ek voel innig jammer vir die skare, want hulle is reeds 3 dae by my en het niks om te eet. As ek hulle hongerhuis bestuur, sal hulle op die pad beswyk. Sommige van hulle kom immers van ver af. Sy disippels het hom egter geantwoord: Waar in hierdie verlate plek sal mens brood kan kry om hulle te versadig? Hy vra hulle toe: Hoeveel brode het julle? Hulle antwoord: 7. Toe beveel hy die skare om op die grond te gaan sit. Nadat hy die 7 brode geneem het en gedank het, breek hy dit en gee vir sy disippels om voor te sit. En hulle het dit aan die skare voortgesit. Hulle het ook 'n paar visse gehad. Nadat hy die seëngebed daaroor uitgespreek het, het hy gesê dat hulle ook dit moet voorsit. Die mense het geëet en versadig geword. En van die stukke wat oorgebly het, 7 mandjies vol opgetel. Daar was ongeveer 4000 mense. Daarna het hy hulle weggestuur. Hy het dadelik 'n boot geklim en saam met sy disippels na die streek van Dalmunta gegaan.
2 dae gedien het, daardie daar weer groot skade was, en hulle niks gehad het om te eet nie, het Jesus die disippels nader geroep en vir hulle gesê, ek voel innig jammer vir die skade, want hulle is reeds 3 dae by my, en het niks om te eet nie. As ek hulle hongerhuis toe stuur, sal hulle op pad beswyk. Sommige van hulle kom immers van ver af. Sy disippels het hom egter geantwoord, waar in hierdie verlate plek sal mens brood kan kry om hulle te versadig? Hy vra toe vir hulle toe, hoeveel brode het julle? Hulle antwoord, 7. Toe beveel hy die skaal om op die grond te gaan sit. Nadat hy die 7 brode geneem en gedank het, breek hy dit en gee vir sy disippels om voor te sit. En hulle het dit aan die skare voorgesit. Hulle het ook 'n paar visse gehad. Nadat hy die seëngebed daar uitgespreek het, het hy gesê dat hulle ook dit moet voorsit. Die mense het geëet en versadig geword, en van die stukke wat oorgebly het, het 7 mandjies vol opgetel. Daar was ongeveer 4000 mense. Daarna het hy hulle weggestuur. Hy het dadelik in 'n boot geklim en saam met sy disippels na die streek van Dalmanuta gegaan. Bespreek hom met tafel, gee so 5 minute. Wat het julle gesien? Wat het julle gehoor? Wat het julle ervaar? En dan kan ons weer daar terug. Dis daar van die tafel wat daar iets interessant na vore gekom het, wat graag met ons wil deel. Is iemand wat iets gesien het? Ons het baie sewes gesien. So 7 is nogal belangrik vir julle. Ja, 7 ons het gesien, hy het daar praat van 7 brode, en dit alleen maar ons daaglikse brood, tot 7 maatjies brood oorgebly. Wat is ons nou net lewe van brood alleen nie. So, sy konneksies het ons gemaak. En dit wil iets beteken? Soek julle antwoord vir die 7? Ja, die mense was honger, want hulle het 3 dae nie geëet nie. Maar hulle was nog nie fisies honger, maar het was. Goed, 7 is 'n belangrike getal in die Bybel. Ons weet die goddelike getal is 7. Nou, wat is die bose getal? Wat is die getal van die Bybel? 6. Kom maar vat tot en waar jy wil 6. Ons sê altyd, God is die kaas en die duiwel is die gat in die kaas. Maak nie saak hoe die duiwel gaan draai en hy gaan net, he will never be the cheese. God sal altyd die kaas wees. Dus kom ons sien, hoe vind ek Openbaring ook, hy probeer die drie-enige God naal met die diere, die seun en die diere in land. Maar hy sal altyd die gat in die kaas wees. 6. Die God is altyd 7. 7 is 'n goddelike getal. Waar dit vandaan kom is, onthou die uitspansel, die 4 uithoeke van die aarde, noord, suid, oos, wes, die skepping, 4. En dan die 3 nog 'n God, bo, saam met die 4, 3 plus 4 is 7. Dis kom met die totaliteit van God se wese, is God plus sy skepping, die totaliteit van dit is 7. So dis kom as ons 7, kyk ons 'n paar getalle wat so herhaal in die Bybel. 7 is een van hulle. As jy 7 is nie vir toeval dat herhaal nie. Dis regtig. 10 tot die mag 3, 10.000, daar is ook goddelike getale. So moet jy gesellig kardinaal word. 3 is natuurlik. So dis belangrik dat jy dit raak. En dit is nie vir toeval dat dit. Mooi. Goed, wat het julle nog raak sien? Iemand nog iets sien? Ja, 7 mandjies brode oorgebly. Weereens. Oorvloed genade, né? Ja. Yes, Wessel. Ja, ek dink die woord die oorvloed wat daar raak gebruik is, en ek dink ouer in vandag se konteks dat jy jouself in 'n daai plekkie gaan sit en dink. Die disippels moes sekerlik ook gewonder het, maar hoe? Weet ons lees van 4000 mense. Met 7 brode, 'n paar visse wat hoe en ek dink op vandag se lewe as mens daar altyd daai vraag. Ja, wonder hoe, maar hoe? En tog as ek ook gaan lees hier uit en nou gaan mooi daaroor dink, kan ek sien dat die Here het beveel. Hy het sy seun uitgespreek oor hierdie en tog aan die einde van die dag het daar 7 mandjies oorgebly en die woord die oorvloed wat daar gebruik is nou ook, is dat ons word ten spyte van al ons twyfel elke dag geseën met baie. En ek het daar gesien in my eie lewe ook kyk, ou wonder baie. En
Dankie Wessel en dis presies dit as ons asseblief wanneer ek nou net vir julle vertel waarmee die gemeente besig is, onthou julle eie woorde wanneer jy my pap slaapie gee. Want ek het klomp mense wat my bel op hierdie stadium presies oor hierdie ding. Hier sien die mense wat moeg uitgemerk is. Dan weet jy hoe hulle gesmaak na God se teenwoordigheid en Jesus se teenwoordigheid. Om daar te gesit het, want hulle het lankal moeg geword en honger geword. Meeste mense sal slim gewees en sê, hoor my maak op en kom, ek moet plan maak om weg te kom. Maar ten spyte van die waarskuwing van jou lyf, ten spyte van al sê, ek kan nie hierdie Jesus verlaat nie, want hier's 'n antwoord, hier's 'n ding besig om te gebeur wat ek nie wil los nie. Jesus het gesien, dit sê sy alwetendheid, hierdie ons kom van ver. Hulle kom ver die mense. Hierdie mense is honger, ek moet nou plan maak. Hierdie mense 4000 mense en ek sê ons moet voorsien vir hulle vir kos. Wat doen die disippels? Hulle sê hoe? Hulle sien die beperktheid. Waar kom ons 'n plek soos hierdie iets kry vir hierdie mense te gee? Dis niks. Dan sê Jesus 'n belangrike vraag. Wat het julle? Ons wil baie keer die bo-menslike antwoorde gaan soek. Baie keer moet ons net kyk wat het ons. En dit genoeg vertrou dat die Here dit wat ons het sal gebruik om sy koninkryk te laat gebeur. Ons dink baie keer dat dit groot bo-menslike wonders wees wat van bo af kom. En dit is nie so. Hy gebruik die goed wat tot in die midde is. En hy laat dit vermeerder. Hy maak hierdie oorvloed genade wonder in hulle midde tuis dat daar oop bly op die einde van die dag. Wat hulle beperk het en hulle beperking sê, hoe gaan dit gebeur? 7 brode, 'n bietjie visies. Hoe 4000 mense? Hy sê, "Wag, julle het my nog nie in aksie gesien nie. Jy kan nie God beperk nie." Op die einde van die dag het dit oorgebly. So moet nie God ooit beperk nie. Dink net sommer Dawid uit Egipte uit toe die paardes kom en Dawid in die fees by die see staan. Ek het gedink, wat nou? Want hier is nou moeilikheid. Menslik gesproke kan ons nergens gaan. Wat doen God? Hy skei die see. Hy skei daai water. So wat vir ons onmoontlik is juist wanneer God sê, maar nou sê op my te doen. Dis wat eintlik die moontlike laat gebeur. So dis hoekom is 'n belangrike konsep hierdie, maar dis dan ook daai, hoe doen ons dit? Wat maak ons daarmee? Wat gebeur verder? Hy het hulle gevoed. En toe hy klaar was met sy werk het hy hulle verlaat, want nou moet hulle gaan verder gaan. Dis 'n baie mooi gelykenis hierdie wat. Maar ons mis nog een in die gelykenis. Daar het iets moois gebeur. Sal julle sê? Nadat hulle gaan sit het hy gebid. Hy tot sy God gebid. 'n Gemeente, dis kom ons gebedsaksie genoem. 'n Gemeente wat nie biddend is. Ons nie in gebed en afhanklikheid van God se wil leef nie. Dis met mense goed wees. So dis 'n baie belangrike ding. Hy het God gebid. Sal nog iets of kan ons aanbeweeg? Maak nog iets, Jackie. Ek is by elke gemeente gegaan en dis presies wat ek sê, die disipels nou wat jy nie een van die ander het gesien. En vanaand het ek vir die disipels gevra, die mense het ons gevra. Hy het vir die disipels gevra. Ons is daai disipels, ons laai uitgaan die disipels. Baie dankie, Jackie. Meneer Jas, jy weet sê. Ek dink die belangrikste vir my hier is dat Jesus het omgegee. Hy die mense jammer. Ek dink elkeen van ons wessels praat van ons bekommernis. Maar ek gee ons. Maak nie saak hoeveel probleme jy het, ek gee ons. Hierdie as die Bybelstukkie wat ons nou doen hierdie week, ek sien nou 'n paar Bybelstudielede hierso vir hierdie wat nog hierdie week dit moet doen. Maar jy sê hom nou nie vooruit haal. Nou kyk wanneer ons terapie doen. Nou mense wat in terapie is weet. As jy ingestel is op die persoon, hulle sê as jy ek weet nie wat se mooi woord is hulle nou erg oor taal. Dis skoon maar hierdie. Maar as jy attuned is met mense, ingestel, nou partykeer is ek so dat ek moeg is, dan is ek bietjie dwaal my gedagtes bietjie. So dis hoekom ek moet my self forceer, maar as jy regtig ingestel is op die persoon voor jou, wanneer die persoon sy kop begin skud, begin jy kop opskud. Wanneer die persoon hulle arms vou, sonder dat jy kan help vir jy jou arms vou.
Jy speel dit wat voor jou gebeur. As jy ander persoon, kyk as jy saam met mense sit en kyk, en jy begin lekker sit en gesels, hoeveel keer jou lyf begin doen wat die persoon oorkant jou begin doen, jy is ingestel, jy is besef, ek sê altyd jou radiostasie is ingestel op die ander se radiostasie, jy is op die selle level, nou praat ek nie van sosiale drank gedrink het, ons lekker op die selle stasie, nie daai stasie, maar ons is op 'n kommunikasievlak wat regtig mooi is. Nee, ja, dis presies dit. Johannes stukkie wat hy sê, hy kom Martha Maria, hy kom daar en hy sien die mense, en daar staan hy diep bedroef geraak. Nadat hy diep bedroef geraak het, het hy begin hou. Hy is so ingestel in ons wêreld, hy gee om. Hy is so in ons wêreld ingestel, want dis wat hy kon doen het toe hy die koninkryk van God tuisgebring het. Hy weet wat ons voel, hy dra dit, hy deel dit, want hy was volkome mens, God het mens geword, om vir ons te kom sterf. Daai eienskap, is nie maar net hy was hierheen, het geen empatie nie, hy het volledig deel van ons wêreld geword om te verstaan. Dat ons kan weet, as ons hartseer is, dan weet ons, Jesus weet hoe ons hartseer. Maar partykeer sal iemand vir jou sê, ek verstaan, soos byvoorbeeld sê, vir my een gebruik so neutraal is moontlik, dat ek niemand se gevoelens seer maak. Sê jy het 'n bonsai boom aan die dood afgestaan. Ek glo dat dan dis nou nie die ergste. So sê jy het 'n bonsai boom aan die dood afgestaan. Niemand sê, "Ag, ek's baie jammer vir jou bonsai boom." Dan sê maar jy weet nie hoe voel dit nie. Jy kan nie eens bonsai boom nie. Spesifiek het gevoel ek om 'n bonsai boom. Maar vir ander ou wat daai bonsai boom genus het en geknip het en gedraaitjie het en geplant het en so alles, dan weet jy voel dit om na al daai energie wat jy insit in daai bonsai te kry. Jy kan eers mense wel verstaan as jy in die wêreld was. Dis kom hierdie wat Jesus verstaan, ek gee om. Dis kardinaal. Dus kom ons sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Nog iets? Goed, kom ons praat oor ons gemeente. Ek gaan hierdie so probeer, as gou as moontlik. Ek het hom nou al ingeoefen en Jackie het vir my so 'n bietjie kripnoutjie gegee, maar ek sit al altyd as jy nog nie agtergekom het nie. Ek kan nie die preek van die notas wat ek geskryf het af preek nie. Nou oor het eendag vir my gesê, asseblief my preeknotas na die tyd hê, en so by die derde preek sê, Jackie, ek kan my hou tel niks. Want dit wat op die plaas staan, is nie wat die praat sondag. So ek traag my bes, maar dit kom nie altyd dieselfde uit nie. So sy het daar so kritiek gegee, en ek gaan probeer so ver as moontlik. Ons gemeente, soos julle weet, ons is nie meer 1300 lidmate nie. As gevolg van die verandering in die dorp en mense wat getrek en wegbeweeg het, is ons nou ongelukkig net so 1000 lidmate. Ons het ons boeke skoongemaak. Ons het vir 'n klomp lidmate gevra, is julle nog hier? Is julle nie mense wat nie meer kerk toe kom nie, want ons kan nie mense op ons boeke hê wat nie meer deel is van die gemeente nie. So ons het klomp mense afgehaal. Ons het hulle in 'n argief gesit en mense wat net nie gereply het nie, wat ons nêrens meer sien nie, het ons in 'n argief gesit. En mense wat dan getrek het oor. So ons is nou letterlik so 1000 lidmate in ons gemeente. En omdat ek alleen is, een persoon, want ek weet ek het iemand gehad wat my sê ons moet dat die predikant by huis besoek doen. Nou ek is baie jammer as mense dink ek met my ander werk in die gemeente en synode en ander werk. As jy wat ek met huis besoek doen, dan gaan ek omtrent so by gemiddeld miskien 10-20 mense in 'n jaar by kan uitkom as ek gelukkig gaan wees. En dit is net onmoontlik ons gemeente kan nie so werk nie. Dis hoekom die koneksie geleenthede so kardinaal belangrik is en dit is hoekom ons eienaarskap ook van mekaar wil vat. Ons kerkraad is verklein. Ons kerkraad het 'n aksiespan wat vir sekere gedeeltes van die gemeente moet funksioneer. As jy op die kerkraad is, het jy 'n werk en ons hou mekaar ook deesdae verantwoordelik vir die pos wat jy is. Jy het sekere take en jy moet op die volgende vergaderings kom sê waarmee is jy besig, waar is jou take? Verder is van afhandel, want ons kan nie meer so tyd ons nie. Ons het 'n visioneringsvergadering die begin van die jaar, einde van die jaar, begin van die jaar. En ons bid ernstig vir God se stem om te hoor dit waarmee ons besig is volgens sy wil. Dan het ons sekere goedes wat ons op ons gemeente taak sit om te sê dis wat ons hierdie jaar as 'n gemeente wil aanpak. Want ons wil dit doen ooreenstemmig God se wil. Hoor vir my, ons werk Missio Dei. Ons sending begin hier in ons gemeente en ek gaan dit nou weer verduidelik. Dit begin van ons voorstoep, by ons huise, by ons werke, daar waar julle self begin, julle besig met sending in die wêreld, oral vind sending plaas hier en ons begin dit in ons gemeente. Ons gemeentevisie is, ons gaan hom 'n bietjie verander weer, ons gemeentevisie is om te sê,
ons wil God se liefde en sy genade oral tuisbring in hierdie dorp en in die wêreld en dan wil ons mekaar help staande bly en koop en ons wil geloofsvorming op alle ouderdomsvlakke tuisbring in hierdie wêreld. En om dit reg te kry het ons toe gesê, goed, ons begin by geestelike onderrig, geestelike geleerdheid. Dit begin by sonnaandoggende se prediking. Van daar af is die dagstukkies, ons het op 'n stadium die dagstukkies gestop. En wat ek het gedink, niemand luister meer die dagstukkies nie. En toe ons dit nou stop, toe kom ons agter nee, daar's actually mense wat nog na die dagstukkies luister. So ek het baie mense gehad wat my beklei daaroor. So ons stuur nog die dagstukkies uit. Die dagstukkies gebeur ooreenkomstig die Sondagoggend prediking na hulle liewe gaan. Nou daar gee dit vir my geleentheid om wat in 'n preek het ek 15 minute om soveel as moontlik oor daai stuk te sê, maar kies gewoonlik een invalshoek. Maar in die dagstukkies kan 'n mens dan 'n bietjie dieper oor die verskillende fasette van daai teks, dan 'n bietjie dieper delf. Dan wat gebeur is daai teks gee ons ook vir julle as ouers by die huis. Ons het 'n dame wat dit uitwerk, katedrese. Dan is dit die ouers se verantwoordelikheid om daai stukkie om die tafel te gaan sit. Ons sit wel vragies en wat julle kan vra, maar as julle elke aand doen wat ons vandag hier gedoen het, dit is die ouers se taak om hulle kind groot te maak in die weë van die Here. Dis nie die kerk se taak. Ons bywoningssyfer met katedrese is 50%. Ons sien kinders maksimum 5 tot 6 ure 'n jaar met katedrese. Ons gaan nie die kinders so leer om van die Here nie. Dis die ouers se taak om die week hulle kinders groot te maak in die weë van die Here. Die tweede ding wat ons toe mee begin het, ons het gesê ons het begin ook met Peterbediening. Julle gaan my baie dit oor sê in die volgende tyd, want ek gaan baie fokus op kerk, wat is kerk, en dan ook wat is die rol van ouers en kinders in hierdie funksionering van kerk. Die eerste 9 jaar van 'n kind se funksionering is die belangrikste 9 jaar, want dit is waar die fondasie, die grondslag, ons het altyd gesê, by die klompie terwyl hy klein is. Daar is die kardinaal belangrikste ontwikkeling van 0 tot 9 is die kardinaal belangrikste. Die kerk het altyd so gewerk, ons doen doopkatedrese, dan sien ons wie is die kindergraad 1. En die 9 jaar wat die belangrikste was ons afwesig. So ons het nou probeer ons bes om te kyk. Ons het begin met te Peter, waar ons die ouers stukkies uitstuur om hulle kinders groot te maak, om te help daarmee. Hoe werk nederbane, hoe lê vaslegging met goed is. So een keer 'n week word dit uitgestuur. Ek probeer nog dat daai ouers my kom sê wat het hulle nodig, dat ek sprekers kan inkry, mense wat kan opleiding gee. Ons wil erns maak met Peter ontwikkeling van kinders, want dit is waar dit verder lê. So as daar enigiets is daar, asseblief kom skakel my. Dan is dit die Bybelstudies wat ek het by die dienssentrum, wat ek het hierso by die Woensdaagoggende hierso in die saal. En dan het ons Woensdaagaande het ons ook nog Bybelstudies. Welkom by enige tyd in te skakel. Ek moet nog by Jacques uitkom, ek dink is die 2de Junie, né? Het ons 'n afspraak. Ons gaan nou probeer om 'n virtueel ook Bybelstudies aan te bied en ook op virtueel ook ander ontwikkeling te doen vir jong mense, maar ek het sy input nodig want ek het nou nie vandaan nie. Ek het gedog ek weet nog tegnologie maar. So gelukkig het die Here omgestuur en ek glo ons gaan nuwe goed ontdek en ons gaan hopelik daar nuwe goed verder. So enige vrae daaroor voordat ek verder gaan. Julle gaan optel, ons is besig om anders te kyk oor ons katedrese. Ek het 'n klop paar ouers wat vir my stikken wil. Asseblief mense, julle kan my bel. Hoop op my sien my nie bel. Maar meeste van die tyd is daar iets gebeur het. Ek het nou 'n nuwe lied gespeel of iets het gebeur die oggend of daar's iets. Asseblief bel my as ek jou pla, want ek wil na jou luister, julle is belangrik. Maar weet daar 30 mense sal nog bel. So asseblief, ek weet, nuwe goedes bring baie spanning en daarvan is. Wat hartseer is, die goed wat ons in ons gemeente inbring, het al 15 jaar gelede in die stede. Ons is so ver agter. Nou probeer ons dit geleidelik implementeer en dit vat spanning om nuwe goedes in te sit. So ek weet dit. Maar en deel van spanning is om te praat daaroor en dit daarmee te doen. Ek wil ook net vir julle verduidelik. Daar's 'n wêreld waar ons sê die Utopia wêreld.
Hoe sou dit gelyk het in 'n perfekte wêreld waar daar geen sonde, geen probleme, geen niks was nie, kon hierdie model gewerk. Die perfekte antwoord wat ons almal soek het. Maar ongelukkig leef ons in 'n wêreld wat stikkend is. En binne hierdie stikkende wêreld moet ons sê, hoe gaan ons die blye boodskap verkondig? Die ou kerkmodels wat ons het van die 50er, 60er jaar, is ongelukkig, dink ek nie gaan die Here vir ons kwaad word om te sê ons moet hom letterlik net so toepas. As ons enigstens aan die blye boodskap aan, asseblief bel my dadelik. Meer is dit om gee my pak staan. Die Bybel bly die Bybel. Die Bybelse waarhede bly die Bybelse waarhede, ons sal nooit daarvan. Die belydenisskrifte bly die belydenisskrifte. Ons verander nie daarin. Maar die hoe ons die blye boodskap vir mense aanbied. Ek wil hierdie graag vir julle vertel. Ons sit met kindertjies 0 tot 6. Vroeger jare het jy huishoudings gehad waar die ma en die pa redelik gemaklik is, gelukkig getroud is. As hulle mekaar verstaan het, was dan in die kamer stilte waar die kinders nie was nie. Vandag se wêreld sit ons met gebroke huwelike, meer as 50% egskeidingsverhale. Ons sit met hersaamgestelde gesinne waar mense hulle gee nie meer jou huwelik is iets wat nie meer bestaan nie, ons gaan net aan. En dan is daar 6 tot 9 tot 12 boeties en sissies wat oral pas. Ek preek die woord liefde van die preekstoel. Onthou 'n woord is 'n blokkie, daai blokkie moet ingekeer word. As jy redelik in jou huishouding geen spanninge ervaar nie, en jy sien hulle my pa en my ma sien mekaar so nou en dan gee mekaar dingetjies, hulle liefkoes ons skouers, dan verstaan jy die woord liefde. As jy in 'n huishouding staan waar daar nie liefde is, waar daar geweld is, waar daar net afjakker is, jy het nie 'n plek om te hoor nie, daar's nie emosionele sekuriteit nie, daar word nie 'n plek vir jou gegee om te hoor en te funksioneer nie. Hoe lyk daai woord liefde vir jou? En dan sê jy, God is liefde. Hoe moet hierdie kind dit verstaan? Dan sê ons nog, Jesus bring daai liefde tuis in jou hart. Nee, dan Jesus, ek wil nie daai liefde nie. Want dit wil ek glad aan. Kom ons gaan nie eens oor 'n woord wat ek baie gebruik in ons kerk, vrede. Almal van ons werk met spanning in ons lewe. Ons verstaan nie die kindertjies se taal hoe dit werk. Ons werk nou met Delta by die hoërskool met hoërskoolkinders. Julle sal skrik as jy hulle Godstaal, hulle begripstaal van Gods woord moet hoor. Hulle verstaan dit. So die ou manier van kerk wees, waarvoor baie lief is, asseblief breek dit nie af nie, hoor my bitter nou. Sy model van hoe die visies in die brood vermeerder moet word, pas nie om die blye boodskap van Jesus Christus by hierdie kindertjies tuis te bring. Ons moet 'n manier vind om te sê, want my eerste verantwoordelikheid is om vir kinders in 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus te hê. Ek wil hê kinders moet Jesus ervaar en lief word vir hom. Hulle moet nie kerk toe kom uit vrees nie. Ja, ek weet mense sê hulle moet kerk toe kom en kom stil sit en kom ervaar, dan sit ons, dan staan ons. Ek sien van daar bo af hoe die ouers hulle kinders sny en met naalde steek. Sien, ons maak die kerk toe vir daai kinders. So daarom, nou ook moet ons mooi vir mekaar sê, moet daai kinders vir 'n uur in daai kerk sit, niks hoor nie, en dan vir nog 'n uur op 'n ander plek gaan sit wat ons dan probeer om iets in hulle kop in te druk? Of moet ons 'n manier vind om die blye boodskap, hoor vir my, want ek het nie die antwoord nie. Dis waarmee ek nou op hierdie stadium navorsing stoei, en ek gaan nog baie bepalings leer. En ons bid vir die Here, dat die Here vir ons sal wys. En daar is nie 'n perfekte model nie, hoor vir my, hierdie is wêreldwyd die antwoord. Ons sit, kyk net vanaand om hierdie tafel, soveel generasies, mense sit hier vanaand. Boonbehalwe dat ons sit met kommunikasie issue. Kry ons 4 spiritualiteite. Die woord spiritualiteit sê, hoe ontmoet ek God? Hoe ervaar ek God? Jy ontmoet God eers. Jy kry mense wat in die doen God ontmoet. Nou ons het Love Me Mokopani, waar ons 'n verskil in die dorp maak, gou 2 ure inpak, gaan maak ons 'n verskil, maak mense se plekke mooi, verf bietjie, maak die polisiestasie mooi, dis nou by Soedoring. Die volgende een is SPCA. Volgende is die SPCA, waar ons daarso. Dit is vir die ouens wat wil hulle gawe is wanneer hulle doen ervaar God. Dan kry jy mense wat
gebed en stil word en mediteer, ervaar hulle God. Dan kry jy mense wat musiek is hulle gawe, hulle wil worship en praise, hulle hande in die lug sit. Jy kan sommer hoor die musiekouens en die gebedouens sit vas met mekaar. Maar die een soek stilte en die ander een soek lawaai. So daai twee ouens sit gewoonlik nooit langs dieselfde vuur. En dan kry jy die ouens wat suiwer in die woord. Hulle kan teachings kyk, hulle kan prediking kyk, hulle kan die hele dag, hulle ontmoet God in sy woord. Die ouens wat vanaf as jy hierso van die 50, 60, 70 jare afkom, is die kans baie want ons het groot geword met ons kognitiewe ontwikkeling, so woord is vir ons kardinaal. En iewers het die ander baie sterk wat deurgekom. Ons is let iewers gewoonlik tussen 1, 2 van hulle ons baie sterk. Myne is woord en musiek. Jy wil nog nie afkom, myne let is om woord en musiek. As jy my wil stil sit my iewers en sê, bly stil, sit stil. Ek sê nie maak. Ek sê, maak vir 6 minute. It's about that. As jy my pille gee, dan gaan ek dit maak vir so 10 minute. Dan het ek dit. So asseblief, ouens, ons moet ergens maak. So as jy kwaad word, jy nie saam sê nie, kom gee insette. Want ons sê ons is on die lyn kan wees, maar moenie kwaad word as ons nie al die antwoorde gee wat jy gebruik nie. Dis soos 'n skade mense, hier's 'n rugby wedstryd aan die gang. Daar's een referee op daai veld. Daar's 2 afrigters. Hoeveel afrigters in die referee sit op 'n stadion? Elke ou wat daar sit op daai veld sê, hulle moes dit gedoen het, dan moes so doen. Kyk aan die referee. Hoeveel referees en skeieregters sit op daai stadion? Wat daai wedstryd anders is so hanteer. Maar ongelukkig is hierdie God se kerk. Jesus Christus die hoof. Ons moet probeer om sê, hoe bring ons die mense vir? Wat ek vandag vir iemand gesê het, en ons besef dit nie. Ons moet van tevore af weer begin sending in Potis. Hoor vir my? Nie 'n ander plek nie. In Potis. Gaan kyk hoe die golfbaan op 'n Sondag vir mense sit. Gaan kyk op plekke ons mense het verleer om God te aanbid en God te soek. Hulle het nog iets te ontdek nie. Ons het 'n roeping om die blye boodskap te verkondig in Potis, aan jou buurman, skool, hier is ons roeping. Dan moet ons vra, hoe gaan ons dit doen? Dis goed. Enige vraag wat ek al aangaan. Goed. Ons het die hardloop, as ons in die kerkraad het toe gesê, ek kom nie by al die pastorale gesprekke uit nie, met my pastorale gesprekke het ons afgekom, ek doen so 30 kliënte effektief 'n maand, maar kom ek nie by die ander lidmate uit nie. So ek doen nog maandag, want ek moet met my, omdat ek geregistreerde terapeut is, moet ek 'n sekere hoeveelheid ure daarop elke jaar insit, so ek hou maandag en dinsdagoggend oop vir gesprekke. So ek sien so hier en daar die mense, dan verwys ek hulle maar na ander mense toe, en dan die mense wat regtig nie kan bekostig nie, sien ek dan ook. So ek doen so bietjie van daai werk nog, maar ons het nou ook 'n hardloopsentrum gekry wat dan Karin Johannes, Kobus, Charlie, en dan verwys ons ook na Estie toe. So asseblief as julle hierdie hardloopsentrum sien, ons gemeente subsidieer lidmate wat dit nie kan bekostig nie, of net gedeeltelik kan bekostig, subsidieer ons dan die koste ook na hulle toe. So dis die hardloopgedeelte. En dan uit dit het ons byvoorbeeld nou begin, ek so bly hulle is dan deel daarvan, ons het weer begin met 'n depressie en angsgroep elke 3de week in 'n maand. Julle sal nie glo hoeveel mense woon daardie, want daar is 'n behoefte daarvoor. Mense wat struggle daarmee, wat 'n supportgroep nodig gehad het. Elke 3de week in 'n maand het ons 'n depressie en angsgroep. Ons het weer begin om huweliksverrykingsgoed aan te bied. Hy gaan nie nog stadig by kom. Of waar ons mense kan oplei in hulle huwelike. Ons gaan as sommer net so as julle van mense hoor wat deur trauma gaan het, die 29ste Julie begin ons weer met daai 12 weke program in Griefshare. So hy gaan weer as dit gaan ek Koba wees en Estie wat daai gaan aan. Die Love Me Mokopane het ek nou gesê, Alwyn is 'n beheer daarvan, dis die uitreik in die omgewing. Iemand het dan vir my gesê, nou die dag, ons is kerk, hulle is baie teleurgestel, want die kerk doen niks in hierdie dorp. So ek wil graag net 'n bietjie terugvoer gee waar en hoe ons betrokke, want dit is nie so dat ons niks doen nie. Ons adverteer dit net nie, ek glo nie ons moet met dit op ons mou loop. Die eerste ding wat ons doen is, ons het by die ouer huis betrokke, ons probeer om wanneer daar 'n behoefte is, dan
dan weet hulle vir ons, hulle het sekere behoeftes en dan meeste van die tyd betaal ons dit in fondse oor, sodat daar sekere goed aangekoop kan word vir die ouers. Die tweede ding waar ons betrokke is, ons is by die dienssentrum betrokke. So vanuit ons gemeente, ek, Dries, Johan Kugner en Andries, en dan dis albei en Julie, is op die bestuur van die dienssentrum betrokke en daar word 200 mense elke dag kos gegee. Ons moet werk vir die voortbestaan van die dienssentrum. Ek het nou weer gesels op net sê onthou wie was so met week vandag selfs het, hulle probeer hulle bykry. Ek gaan nou moet lieg as ek dit nou sê. En hulle sê as jy so lank ding lieg. So ek gaan nou eerlik smaak. So die dienssentrum moet ons het ons 200 mense 'n dag wat ons voor kos gee en ons moet daarvoor betaal. Dan het ons die kinderhuis. Ons gemeente self het 2 huise by die kinderhuis en dan het 'n gemeente lid ook 'n huis by die kinderhuis. Daar word 36 kinders daarso op 'n manier bedien. Kom ek net verduidelik wat gebeur by die kinderhuis. Die kinderhuiskinders kry elke môre 'n broodjie pap. Nou, ek weet as mense daar betrokke raak, wil die kinders bederf met bokspap en al die goed soos wat ons kinders tyd kry. Maar ons kan dit nie bekostig nie, want bokspap wat baie melk, baie suiker en daar's net nie genoeg hulpbron. So hulle kry hulle mieliepap, matebellapap, oats, daai tipe goed kry. Dan elke middag eet hulle glo die gekookte broodkos sodat ons dit nou maar noem. Elke aand eet hulle dan 'n broodjie. Ons verantwoordelikheid is om seker te maak dat daai kinders eet 'n broodjie wat ons in ons huise sou eet. Want daar ek maak nou nie dit wat hulle sou eet nie, ek laat nie wat hulle wil. So maar hulle kry, ons maak seker hulle kry dan koue vleis en kaas en smeere. Ons maak seker dat daar goed is vir hulle om daai aand se broodjie lekker te maak. Ons sorg ook so klein bietjie vir die bederfies. Ons maak seker alles wat funksioneer in die huis. Stordele wat onlangs was, die shower gordyne wat hang het, kinders het gegly. Ons het stordele ingesit. Ons ook maar pompe op vir water, al daai goed is braais reggemaak. Nou en dan bedde goed. Ons probeer die algehele funksionering van die huis seker maak dit gaan goed. Op hierdie stadium lyk ons fondse redelik mooi. Ons het 'n paar mense wat bydra. Verjaarsdag maak ons seker die kinders kry 'n verjaarsdag tipe partytjie, treat. Ons natuurlik kry hulle koek, maar ons probeer hulle ook bietjie meer treat as net 'n koek kry. So ons probeer hulle treat. Ons probeer dan gereeld dat hulle hier kom kuier. Ons nooi dan na die bazaar toe en ek is jammer die familiekamp nie afkom nie, want ek wil graag gehad het hulle met saamkom kan. Dat hulle daai ervaring ook gehad. So maar ek dink die kinderhuis gaan redelik goed. Dan na die kinderhuis het ons dan die skeiinghuis wat ons by betrokke is, dis tussen Pietersburg en Loods. Daar bly 60 mense op daai skeiinghuis af. Dis mense wat gewone ouerige mense is wat se hulpbronne klaar geraak het om vir watter rede ook al. Hulle is net op SASSA. Asseblief as jy eendag saam wil gaan of gaan kyk hoe lyk dit dan redelik dit. Daai mense is trots om in 'n Zoso te bly. Dit 2 weke by een met 'n Zoso. Daai mense bly tyd by 'n karavaan met 'n tankie voor. Ons het 'n nuwe ene gebou, 'n 6-slaapplek karavaan het ons nou gebou. Ons is nog besig met die ander projekte. Ons het 60 mense, 12 kinders wat op daai skeiinghuis is. Ons gemeente, hierdie gemeente, vir die laaste paar jaar maak seker dat daar elke Kersfees 'n Kersete op hulle tafel is. Daai 60 mense. Ons het gesê en ons wil hê hulle moet eet wat ons eet op ons tafel. So hulle eet skaapbout, hulle eet malvapudding, hulle eet, ons maak seker hulle eet wat ons eet op ons tafel. Ons gee vir elke van daai 12 kinders 'n geskenk. Dat hulle vir daai 60 en ons elke jaar 'n Kersete. So en ek het gesê solank wat ek in hierdie gemeente is, sal ek probeer leer na daai Kersete elke jaar sal plaasvind. So dan daarmee saam onder om die skeiinghuis bly daar 500 mense op plaas. Maar dis nou die mense wat nie altyd wil werk of wil ook al watter rede ook al, maar bly 500 mense om hulle op mense op plaas se kamertjies goed is. Die skeiinghuis se stootkamer word soos 'n army gehanteer alles en dan wat oorloop probeer ons dan vir al daai mense op ons doen. Klein goedjies wat ons nie verstaan altyd. Die eerste keer toe ek daar kom het ons toiletpapier. As julle sien volwasse mense huil vir toiletpapier. Want onthou ons vat dit van selfspreekend. Dis nie vir mense wat niks het iets van selfspreekend. Hulle letterlik het gehuil en die Here geloof en prys vir toiletpapier. So daarom is ons dit is byvoorbeeld eiers toe ons daar begin het, want
lekker, hulle eet net 1 keer 'n week eiers omdat dit so duur is. En ons het seker gemaak hulle kry nou 1 tot 2 keer 'n week eiers. Olie is iets wat baie gebruik. Ons maak seker hulle kry 500 liter olie. Nou dit sê ons maak 'n groot verskil in ons. Hierso die inloopbesigheid hier by hierdie deur. Julle loop verskriklik baie mense hier. Anita is baie kwaai. Ek is die softie, ek kan nie nee sê nie. So Anita hou my op die regte pad. Sy raas met my want mense vat my vir 'n raai. So Anita is baie streng en sy ken haar customers. So sy reël met hulle om hulle uit te sorteer. Ons het verskriklik. Dan sal gesinne wat ons kos voorvat. Maar ons kan net gee soos die visies. Ons kan net gee wat daar in die ijskaste is. As ons goed sê, weet, daar is nie. So ons probeer ons bes om te voorsien dit wat mense nodig het. Dan het ons die sendelinge. Ons het sendelinge in die wêreld. Daar's 8 sendelinge tans wat in die wêreld funksioneer. Ons daar 2 keer 'n jaar gee ons kos vir die sendelinge in die wêreld. So projek wat die Tooi Maland destyds begin het. Ons is nog steeds besig met daai projek. Hy hardloop nog steeds. En dan het ons saam met hulle ons Feba Radio, sy gaan die 8ste bietjie vir ons kom vertel oor Feba Radio. So ons is daarmee ook besig. Dan is dit die aksie Jong van Gees, dan die tokkie hulle, asseblief as jy nou hierso by 55 verbygaan, dan kan jy nou regtig lekker saam met die aksie Jong van Gees kom kyk. Dan het goeie praatjies, goeie uitstappies, goeie sprekers, lekker ons ene wat ons by kerk kan doen is eet. Ons en asseblief kom kyk saam met die aksie Jong van Gees. Dan is dit, maar ons kort ook enige vraag wat ek ander vraag. Almal gemaklik? Ons kort tog nog steeds hulp. Ons het binnekort het ons jeugse golfdag. Die mense wat my vroeër daarmee gehelp het, dit nou onttrek. So ek moet heeltemal 'n jeuggolfspan van voor af begin. So as jy wil enigstens help met die jeugse golfdag, asseblief kontak my. Ons kort mense om ons te help met gasvryheid en versorging. So ons kort mense om hulle naam op te gee by die deure. Daar's iets in om iemand te ontvang by 'n deur en sê help, welkom, baie welkom. Hallo, bly mee te sien. So as jy by 'n deur wil werk, ons het iemand wat dit gaan bestuur met die WhatsApp, maar gee die naam op en sê ek is bereid om die deur te hou. Dan het ek iemand nodig wat soos met siekes. Ek doen nie sieke besoek as die persoon siek is, maar ek het nodig om vir iemand te vra, kontak net met die mense of gaan besoek net vir mense. 'n tweede of 'n derde keer, maak net seker hulle is nog oukei, want daar's baie mense wat siek word, ek kan nie by almal uitkom. Eerste keer probeer ek by almal uitkom en daarna het ek nodig dat iemand vir my net met daai mense kontak maak. En dan is dit ook natuurlik my dood. Ek probeer by die mense uitkom toe hulle siek is, ek kom probeer by die dood probeer ek by hulle uitkom en dan daarna, want onthou jy rukkie nadat iemand gesterf het, is al die familie nog daar en dan's almal weg. Dan het ons nodig dat iemand met daai mense kontak maak en sê jy moet nog kyk. Het jy nog nie kyk by hulle uitkom? Kan ons vir julle help en versorg? Ek het iemand nodig daar om net met daai familie so kontak te maak en net seker te maak. Dis alles oukei. As die Here dit op die laaste skep, asseblief kontak my. Dan is ons besig met die gebed. Deel van die gebedsding na vanaand. Ons wil soos 'n liggaam bestaan uit atome uit. Wil ons graag hê ons moet erns maak met mekaar. As jy bereid is om vir iemand te vat as 'n gebedsgenoot, skryf jou naam op 'n kaartjie, gooi hom in die boks. Iemand anders gaan hulle naam ook skryf, hier trek. Hierdie is nie om saam te braai of saam te kuier of so, jy kan saam van koffie drink. Maar hierdie is om saam met iemand 'n gebedsgenoot te wees. Wat moet ek vir jou in jou lewe? Hoe bid jy vir my? Om 'n geloofsreis saam met iemand aan te pak. 'n Koneksie te maak met iemand en saam so kerk te wees. Ons praat altyd van 'n liggaam, maar 'n liggaam bestaan uit atome. Ek is nou nie goed in wetenskap nie. Atome en materie en al daai goed en dit moet dit in die kry sodat die groter dele kan staan. Ek dink ek is klaar, Jack. Nee. Dit mooi. Is daar enige vrae wat julle het, enige insette, positief, negatief, iets wat julle weet, want hierdie koneksiegeleentheid is waar ons nou kan sê, wat plaas in die gemeente, wat plaas nie in die gemeente nie, wat wil julle hê ons na kyk? Hierso is dit waar ons sê, now or forever hold you, wat peace, wat, jy sê dat altyd? Speak now. Speak now! Or forever hold you. Yes. Okay, ja, dis belangrik. Mense verstaan nie altyd, hoekom is dit nie elke Sondag daar, of hoekom is preek ek elke Sondag. Ons gaan probeer dat ek meer gereeld Sondag was, maar ek het synodewerk ook, en byvoorbeeld ek is die konsulent by Roetelmond. Kyk, predikante word al minder, daar's die predikante sterker.
Daar kom minder oudjies op die universiteit. Toe ek het klaar gemaak het, ek het in 2009 klaar gemaak, was ons 25 in my klas. Toe Chris klaar gemaak het, was hulle 200 in sy klas. Daar is nou nie eens 25 studente op die universiteit. Ja, 1 tot 6. Ons probeer nou diensleraars oplei vir korte kursus, soos die ou e-watersisteem, om te kyk dat hulle net in gemeentes kan kom, dat die koninkryk nie agteruit kan. Toe ek hier gekom het, was 16 jaar gelede, was ons 12 leraars in ons ring. Piet maak het 2 jaar klaar, Louis maak het 2 jaar klaar. Binne die volgende 2 tot 3 jaar gaan ons gelukkig wees as ons 3 leraars in hierdie ring is. My vriendin ry tans in sy daar in Aggeneys, my vriend is in Garries, sal hy op 'n Sondagmôre tussen 600 en 1000 vir die Swiftskande gemeentes te gaan besoek. So dit is die toekoms van die platteland ook. Die platteland ontvolk. Ons moet dit besef. So ons probeer die kerkraad, ons gaan saam sit en planne maak om te kyk hoe gereeld, want hierdie is ons primêre ding. Maar byvoorbeeld môre aand het ek 'n kerkraadsvergadering op Ruta, so asseblief ons moet bid vir môre aand. Bid asseblief vir geduld. So môre aand is kerkraadsvergadering op Ruta en dan is daar 'n klomp gevegte aan die gang. Dit is net dit raak al moeiliker en moeiliker. Goed. Enigiets wat jy wil sê en so is jy net onder. Wat sê jy?